Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. So beland daar 'n storie op my tafel in Indië, in een van hierdie kitsbanke. Het blykbaar so vir 'n paar dae uit aksie gewees, lede gestaan vanweë 'n tegniese fout. En in die tydperk het daar toe 'n klomp muise in hierdie kitsbank nes gemaak. En in die proses bykans R20.000 se note beskadig, onbruikbaar gelaat. Die note gebruik vir lekker knusnes, 'n lekker nes vir hulle kleintjies. En my so laat dink aan sommer 'n klomp goeters, toe ek dink aan hierdie geleidelike vernietiging wat plaasvind, wat 'n mens nie altyd eers optel nie. Eerstens het dit my laat dink aan toe ek jonk was, het ek so gereeld, en ek dink baie van ons dit gehoor, veral in ons jeug en in ons jonk wees, dat ledigheid is die duiwel se oorkussing. En daarin, dit het my so daaraan laat dink dat juis hierdie aspek van, en een slim persoon het ergens gesê dat 'n mens beweeg of vorentoe in die lewe of jy beweeg agteruit. Daar's nie hierdie tussenin staat waar jy eintlik net stil staan nie. En daarom dat 'n mens intentioneel daar moet werk om momentum te behou, om te groei, en nie tot stilstand te kom nie, want die tot stilstand kom impliseer eintlik maar dat jy besig is om werklik agteruit te gaan. Maar daarmee saam was iets wat my getref het ook toe ek na hierdie storie kyk en luister, dat daar soms hierdie skreefies oop is waar ons goed inlaat in ons lewens, wat vir ons baie meer skade berokken as wat ons ooit kan dink. Ek onthou ook baie jare terug, was daar 'n tandepasta advertensie, waar hierdie een muis dan kom, en het, nou dat ek daaraan dink, is dit nie noodwendig 'n muis nie, maar dit is soos hierdie klein mannetjie, amper soos 'n monstertjie met 'n piksteel, en dan vind hy 'n slegte of 'n swak plekkie op die tand, en dan roep hy al die ander monstertjies met hulle pikstele, en dan kom kap hulle en maak hulle dit groter. En dis wat baie keer in ons lewens gebeur as ons ergens uit integriteit uitgaan. En ek het in my eie lewe en in die mense met wie ek werk in my spreekkamer se lewe baie keer gevind dat ouens weet wat verkeerd is in hulle lewens. Hulle weet waar is daar 'n verhouding wat toksies is, of 'n gewoonte of 'n verslawing wat hulle toelaat, maar dat dit bitter moeilik is baie keer net om dit te laat gaan as gevolg van 'n klomp ander winste wat die persoon kry, en wat eintlik dat die moeite werd maak om vashou daaraan. Maar hierdie klein skreefie wat oop is, veroorsaak dan wat die slim ouens ook entropie noem, wat beteken dat hy geleidelik uitrafel en groter word, soos 'n klein stikkende plekkie op 'n trei wat uitrafel en dan die hele trei dan op die einde beskadig. Kom ons vra onsself af, wat is hierdie muise wat intrek geneem het in ons lewens, en dit wat waardevol is, daardie skatte hier binne, soms selfs geestelike skatte, kom vernietig. Ons verhouding met die Here skade berokken. Goed so selfs dood eenvoudig nie tyd spandeer om stil te word en werklik in die Here se teenwoordigheid te kom nie. Wat is daai gewoontes wat muise is, wat die kosbare skatte van ons lewens vernietig? Mag jy so bewus word daarvan, maar nie net bewus word daarvan nie, maar in die krag van die Here ook werklik daaraan werk en dit oorwin, want dit aan die einde van die dag kan lei tot totale vernietiging en beskadiging van dit wat kosbaar is. Kan gerus weer gaan lees op my Facebook bladsy die gedeelte, kan vir my skryf eugenekemp@me.com.